Dr. Christo Nordee. Vanmorgen gesels ons verder met Dr. Christo Nordee. Dr. Nordee is ons pastorale therapeut en hy werk met hoofsaaklik jong kinders, maar hy is ook natuurlijk 'n leraar daar in 'n gemeente. Ons praat verder met Dr. Christo Nordee, ons pastorale therapeut. Sy praatjies is sout en peper. Hier in die begin van die jaar het ons dalk so 'n bietjie van albei nodig. Christo, 'n bietjie sout en 'n bietjie peper. Waarop fokus ek vandag? Voorspoed Willem vir jou vir die nuwe jaar en mag dit wat in die nuwe jaar met jou gebeur vir jou uitdagend wees en geseënd wees. En ek dink elkeen van ons in die opvangsgebied het ook uitdagings en het seën nodig om dit dan ook te kan voltooi. Ja, dis reg. Dankie ook vir die wense en vir die luisteraars se wense, en ons sê maar vir jou dieselfde, Christo, want elke jaar het waarskynlik 'n nuwe klomp uitdagings, en dis ook hoe dit moet wees, want dit kan tog nie net so aangaan op dieselfde trant nie, dit moet tog altyd moeiliker word. Ons is tog besig met 'n leerkurwe in hierdie lewe. Waarop fokus ek is jou tema. Toe het ek baie gedink, jy weet, waarop fokus ek? Op hierdie oomblik fokus ek miskien op wat die res van die jaar gaan gebeur, maar partykeer is ek 'n breë terme, en partykeer moet ek seker fokus op, of dink ek fokus bietjie myself oor wat ek wil word, of wie ek wil wees. Maar ook in sulke breë terme, as 'n mens eintlik op iets fokus, dan is dit tog gespesifiseer, afgesper. Jy vat die ander materiaal wat jou visie of jou kyk, wat jou fokus aftrek, vat jy weg, en dan dit is tog wat fokus betref. So, hoe dink jy fokus ek? Of dit is jou praatjie? En ja, hoe fokus ons elkeen? Willem, ja, baie dankie. Gewoonlik in die begin van die jaar het mense nuwejaars voornemens, en dan het hulle 'n lysie van dinge van wat hulle wil doen, en dan wil hulle graag hierdie lysie een vir een afmerk en sê voltooi, bereik. En uiteindelik, as 'n mens so daarna kyk, dan sê die statistieke vir 'n mens dat net 50% van mense wat voornemens maak vir die nuwe jaar, los dit aan die einde van Januarie. En dan vergeet hulle van hulle lysie, want die jaar is so besig en aan die gang. En dan slegs 1 uit elke 10 mense hou dit tot by Maart. So met ander woorde, wanneer 'n mens dan nou kyk na hierdie nuwejaarsvoornemens, dan moet 'n mens vir jouself afvra, dis 'n baie goeie geneigtheid en 'n gewoonte om iets te hê om na te lewe en voor te lewe. En dit is belangrik vir ons as gelowiges om dit te hê. Die vraag is nuwejaarsvoornemens die antwoord daarvoor? Ek wil vandag sê dat ek dink daar kan 'n ander manier wees. En ek wil graag my praatjie daar rondom bou en sê dat wanneer ons dan nou in die nuwe jaar instap, dan is dit so dat mense wil dinge afgehandel hê. So met ander woorde, mense het doelwitte vir die nuwe jaar. En wat nou gebeur is, soms raak mense gefrustreerd as hulle doelwitte nie bereik word nie, omdat dit te ambisieus is. Of dat hulle te veel aangepak het en te min tyd en kapasiteit het om dit wat hulle wil aangepak het te kan doen. Nou wil ek vra, is daar dalk 'n ander manier om voornemens, doelwitte en die dinge op 'n ander manier te kan laat werk vir jou en dit sinvol in jou lewe in te dra? Ek het glad nie iets teen voornemens nie, ek het glad nie iets teen doelwitte nie. Ek dink is goeie dinge wat 'n mens het. Maar ek wil vra, kan ons nie iets anders probeer nie? Ek het 'n boek gelees van Jim Gordon en Dan Britton en Jimmy Page, en hulle het gesê, hulle het hierdie volgende poging probeer, en dit is, hulle het net een woord gaan kies vir 'n jaar, en gesê, hulle gaan hierdie woord, hierdie jaar, ten volle uitleef, of hulle dink, of hulle saam met mense is, of hulle alleen is, of hulle dinge doen, en het rustig is,
hulle gaan hierdie een woord wat hulle gekies het, uitleef onder alle omstandighede. En dit kan uiteindelik dan, as 'n mens een woord kies, waarop jy fokus en sê, ek wil dit graag uitlewe, ongelooflike lewensveranderende tye te kan beleef. En wanneer jy jou een woord ontdek het vir die jaar, gee dit vir jou helderheid, dit help jou passievol te lewe en 'n doel om voor te lewe. So ek wil vra, kom ons werk vandag 'n bietjie na hierdie een woord aktiwiteit, want dit kan 'n eenvoud en 'n fokus in 'n mens se lewe indra, wat miskien vir die eerste keer in jou lewe 'n regtige verandering kan bewerkstellig. Want dit help my om te fokus om by dinge wat saak maak te bly. Dit daag my uit op alle areas van my lewe, geestelik, fisies, my gedagtewêreld, my emosionele wêreld, in my verhoudings en in my finansies. So met ander woorde, wanneer ons dan nou besluit om hierdie een woord te neem, dan kan dit wees dat ons uiteindelik by dinge uitkom wat vir ons voorheen, miskien omdat ons op doelwitte gefokus het of op voornemens gefokus het, agterweeg gelaat is. En omdat sout en peper op waardes fokus, dink ek kan ons met een woord in gedagte hierdie jaar regtig gaan en dit vir ons sinvol maak. Willem, wat is die onderbou van jou doelwitte? Wat is die onderbou van jou voornemens wat jy het? En dis juist hoekom ek dink dat hierdie een woord vir ons uiteindelik wonderlike uitdagings kan bied. Veral omdat ek gesê het, by ons geestelike lewe is daardie woord. By ons fisiese is daardie woord. In my gedagtewêreld is daai woord. Emosioneel is daai woord. In my verhouding is daai woord. So, ek dink op daai manier kan 'n mens vir jouself uitmaak en te sê dat hierdie woord van jou word eintlik 'n lig en 'n spieël vir jou. Dat sy jou pad verlig, dinge openbaar wat moet verander, en dit help jou op jou reis van hoogte en laagtepunte, en is so ontwerp om jou die persoon te maak wat jy bedoel is om te wees. Ja, ek dink dit is nogal 'n uitdagende proses, maar dit gaan 'n klomp energie vat om werklik te fokus om hierdie woord te kry. Christo, ek dink en dan gaan dit vir jou klomp geraas uit jou lewe een kant toe skuif en jy gaan waarskynlik klarigheid kry oor een spesifieke beginsel of doelwit of wat ook al jy dit wil noem. Ek dink dit is juist wat ek wil by uitkom, en dit is dat ons moet vereenvoudig. Ek dink ons het in 'n manier betrokke geraak by die besig wees van alles rondom ons en gaan so op in besig wees en bereik eintlik niks. Want in ons besig wees, bly ons besig en dink ons, bring ons dinge tot stand. As 'n mens 'n bietjie dink, hoeveel vergaderings woon jy by, wat regtig waar kernbesluite is, wat jy ure by sit? Kan dit nie wees dat jy vir 'n kwartier in 'n vergadering kan sit, 'n kernbesluit neem en aanbeweeg nie? Maar nou sit 'n mens lank en mens gesels diep. En ek dink uiteindelik wanneer 'n mens dan nou na hierdie woord kyk, om jou lewe te vereenvoudig, dink ek is belangrik. Ons hoor almal mense sê, ek is baie besig. Het jy al ooit iemand hoor sê, ek het so baie tyd, ek soek iets nuuts om te doen? Ek weet nie van so iemand nie. Maar ek dink dit is miskien die punt waarby ons moet begin uitkom. Om te sê, is my besig wees regtig so belangrik dat ek net besiger en besiger moet wees? Want wat ek gevind het, is dat hoe besiger ek word, hoe meer tentakels begin hierdie ding wat ek mee besig is kry, en hoe vat dit my kapasiteit tot sy uiterste toe, om uiteindelik hierdie ding waarby ek betrokke geraak het, uiteindelik tot volvoering te kan bring. Dit het ek nie voorsien, toe ek aan die begin betrokke geraak het daarbij nie. En dit, lyk het vir my, is tog 'n belangrike ding. Die mense het 'n magte om verantwoordelikhede in 'n dik program, en dit voel die heeltyd, jy moet hardloop om by te bly. En dit is hoekom ek dink, om ons lewens doelbewus te moet vereenvoudig, is dalk die uitdaging. Paulus praat nogal in Filippense 3 van een ding, en dit is om sy roeping te verduidelik en fokus te plaas. Ons lees ook in Lukas daarvan, waar Jesus vir Martha sê, net een ding is nodig. Dis nadat sy hom berisp het dat Maria sit die hele tyd by sy voete en luister wat hy sê, en sy hardloop rond en probeer die
wonderlike, vriendelike gasvrou wees. En dan kom die blinde man, wat deur Jesus genees is, by die fariseërs, en hy sê, een ding weet ek was blind, maar nou kan ek sien. So dis die paar woorde, wat in die skrif gebruik word, om die een ding klem op te lê. So daar's nie eintlik in die woord iets wat vir ons daarmee help nie. Maar nou, wat moet ons doen? Hoe moet ons werk om hierdie een woord in die hande te kry? Aan die opgewondenheid van 'n nuwe jaar, is dit 'n goeie geleentheid om vir jouself te sê, ja natuurlik, ek wil 10 kg verloor. Ek wil elke dag Bybelstudie doen. Ek wil harder oefen. Ek wil meer gereeld bid. Ek wil meer tyd saam met my gesin spandeer. Ek wil my skuld afbetaal. Ek wil beter punte op skool behaal. Ek wil graag saam met my spanmaats in die eerste span speel. So, wat ook al die ding is wat jou wil bereik hierdie jaar, 'n oplossing is om nie 'n lysie te maak, maar om vir jou te sê, wat is die een woord wat jou gaan help om 'n klomp van hierdie dinge wat jy wil bereik, te kan bereik. Nou, daar's 'n paar stappe wat 'n mens kan volg. Ek wil die 3 uitsonder. Die eerste een is, jy moet na binne kyk, en ek sal nou verduidelik wat ek daarmee bedoel. Die tweede ene, jy moet na bo kyk, en die derde ene, jy moet na buite kyk. Vir die eerste stap, kyk na binne, moet jy tyd vind in jou besige program, en wegkom van die geraas van die wêreld, om alleen in stilte te gaan sit, en te sê, wat is dit wat my regtig aan die gang sal hou, hierdie hele jaar? En miskien is dit 'n goeie ding, om die Here te nooi om saam met jou te sit, en saam met jou te gesels, oor hierdie een woord, wat jy gaan kry. So jy na binne kyk, is stil word, en vir jouself uitmaak, as ek moet dink aan een woord, wat my hierdie hele jaar sal besig hou, wat is dit? Die tweede ene, vind jou woord. Tydens hierdie stap moet 'n mens fokus en luister. Jy moet tyd maak vir gesprekke met ander mense en so aan. En vra die Here, wat wil U hê moet ek hierdie jaar bereik en doen? Hierdie vraag help 'n mens om so 'n bietjie anders te dink oor al jou besluite, al jou doelwitte, al jou planne. En al kies jy self jou woord, omdat jy nie hoor dat die Here jou woord gee nie, is daar geen fout daarmee nie. Want die derde stap is, sodra jy jou woord gekry het, is dit tyd om dit te begin uitlewe. Jou woord sal 'n invloed hê op alle areas van jou lewe. Fisies, geestelik, emosioneel, verhoudings, finansiëel. En jy moet nie 'n frase kies nie, dit moet een betrokke woord wees. Skryf dit iewers, waar jy dit elke dag, meer as 1 keer op die dag, sal kan sien. Plak dit op jou huiskas, skryf dit op jou spieël, praat met jou mense daaroor. As jy in 'n gesin is, praat met jou gesin daaroor en sê, dit is die woord wat ek gekies het. Verklaar dit aan jou beste vriend, jou beste vriendin. En dan begin 'n mens om hierdie woord uit te lewe. Dis 'n opwindende proses, maar ook uitdagend. 'n Mens gaan struikelblokke teekom wat jy nie voorsien het nie. Jy sal groei, dit kan ons beloof. Mens leer dikwels meer deur uit jou gemaaksone te beweeg. John Maxwell is 'n voorbeeld hiervan. Hy het op 68 gesê dat mense vra vir hom, maar hoekom tree jy nie af nie? Hy sê, want my ouderdom herinner my daaraan, dat my tyd hier op aarde beperk is. Dit laat my dink aan die woorde van Dawid, maak tog aan my bekend, wanneer my einde sal wees, Here. Psalm 39. En hoeveel dae daar vir my oor is, sodat ek sal weet wanneer my lewe verby is. So John Maxwell daarmee besig was, en Dawid was daarmee besig, dan weet ons dae is getel. En ek sal graag wil hê dat my lewe vir myself en ander mense iets moet beteken. Die woord wat John Maxwell gekies het op 'n stadium, was om uitnemend te lewe. Dit kan ook 'n nuwe woord wees soos uitmuntend te lewe. So, wanneer 'n mens dan 'n woord gaan kies, kan dit wees dat jy verskillende soorte woorde kies. En dat jy die woorde wat jy kies, uiteindelik vir jou help om te kan sê, maar dit is die dinge wat ek graag sal wil doen. 'n Paar idees vir jou om 'n woord te gaan kies is liefde, vreugde, geduld, vriendelikheid, rus, gebed of bidend, gesond wees, toerusting, aanpasbaar, toegewyd, intiem, gedissiplineerd, waagmoedig, positief, groen, inspirerend, maak dinge klaar.
So met ander woorde, eindig dinge, leef rein, integriteit, sterk wees. So dis net so 'n paar woorde, Willem, wat 'n mens so kan help om so bietjie nader aan die ding te kan kom. Want ek dink wat 'n mens wil hê en waarmee 'n mens wil besig wees, is om 'n woord te kies. En die woord wat ek vir myself vir hierdie jaar gekies het, is uitnemend. Dit gaan nie daaroor dat iemand anders my uitnemend moet beleef en ervaar nie, maar ek wil met alles wat ek doen, dit uitnemend doen, dat ek tevrede is. Dis die beste wat ek kan gee onder hierdie omstandighede. Met die kennis wat ek het, die vaardighede waaroor ek beskik, en die gesindheid waarmee ek dit gedoen het. So, daar so 'n paar gedagtes wat ek dink Willem ons so 'n bietjie aan kan werk, om vir onsself te sê, maar wat gaan my woord wees hierdie jaar? En ek wil sê, ek was amper reg toe ek gesê het, die doelwitte wat ek neergeskryf het, en ek kan oor jare terugdink, het waarskynlik nie baie van die woorde wat jy nou as voorbeelde gestel het, bevat nie. Jy weet, dit het oor ander goed gegaan, dit het ander mikpunte gehad, maar hierdie is 'n integrerende ding, en nou wil ek jou so vra, is die verskil die een dat dit op sake en goed gerig is, en hierdie een miskien meer oor myself gaan? Ja, dankie Willem, dis 'n baie mooi onderskeid wat jy optel. Dit gaan nie oor wat ek vir ander mense doen en wat ander mense van my sê, dat ek uitnemend is nie. Dis nie die fokus nie. Ek kry nie hierdie erkenning van ander mense nie. Ek leef uitnemend om te kan tevrede wees met dit wat ek afgehandel het, dat dit my beste poging is wat ek kan doen. Daarom voel ek dan, is ek besig om uitnemend diens te lewer, uitnemend man te wees, pa te wees, broer of suster te wees, wat ook al my situasie is, werkgewer, werknemer, ek is uitnemend. So, wat het ook al behels, is 'n persoonlike oortuiging van dit waarmee ek besig is uitnemend. Ek kan nie verbeter nie. Goed, en dit is jou woord, maar ek bedoel, jy het so baie kragtige woorde genoem, gebed, sterkte, vreugde, integriteit. En wat ek hier optel, geen een van die woorde sal waarskynlik negatief wees nie, of terneergedruktheid as 'n mikpunt het nie, as 'n doelwit het nie, of swakte as 'n doelwit het nie, of dan, wat is die teenoorgestelde van uitnemendheid, kom ons sê, vrotsigheid, ek weet nou nie wat die goeie woord is. Daardie woorde sal by niemand waarskynlik daar kom nie, want niemand wil so te beweeg nie. Willem, dit is so belangrik dat ons sal besef, en jy noem dit baie duidelik, dat wanneer ons hiermee besig is dit om my pogings waarmee ek besig is, telke male te verbeter, sodat ek uiteindelik 'n verbeterde mens en 'n verbeterde poging word, soos wat dit aangaan deur die loop van die jaar. En wanneer ek dan by 'n plek kom wat ek nie uitnemend was nie, dan word dit 'n spieël, en dit word 'n leermeester, wat vir my sê, maar hoekom kon ek nie bereik om uitnemend hier te wees nie? Hoe kon ek nie liefdevol hier optree nie? Waar's my vreugde heen wat ek wou die hele tyd uitlewe? Waar's my geduld heen wat ek as woord gekies het? My vriendelikheid, waar's my gebed heen? Waar's my opleiding of my aanpasbaarheid heen? Waar's my toewyding heen? So dit is die soort vrae wat 'n mens dan vir jou vra, as jy by 'n plek kom en jy het nie aan hierdie woord volgens jou standaard voldoen nie. Dan gaan 'n mens terug en 'n mens krap terug en jy kyk en jy reflekteer en jy sê, wat het gebeur? Hoekom het dit gebeur? En jy leer daaruit en jy beweeg 'n slimmer, beter mens vorentoe. Nou, vandag se praatjie sê jy vir ons, kies een woord vir hierdie jaar, vir 'n tydperk. Kom, maar ons noem dit hierdie jaar, want ons is nou in die begin van die jaar. En alles wat jy doen, bou jy en verifieer jy, merk jy af op grond van hierdie woord, want dit is waarskynlik een van die goed wat jy dan kan sien, visualiseer in jou lewe, wat jy graag wil bereik. So deur die hele jaar, en dan skryf jy dit op verskillende plekke, daar op die yskas en al die plekke wat jy gewoonlik mos nou jou aantekeninge maak. Jy het gesê ons moet dit vir 'n goeie vriend sê, sodat hy
my kan herinner of miskien na 'n ruk kan vra, hoe gaan dit met jou uitnemendheid? En ek kan hom dalk vra, hoe gaan dit met jou gebed? Of wat ook al hy gekies het, dat ons mekaar daarby nie hou nie, maar net aanmoedig om te weet, iemand anders ter weet van my fokus op hierdie woord. Christo, kom ons vat saam en sê, as jy dan vir ons sê, en ek dink dit is eintlik so 'n maklike opdrag, jy weet, net een woord te gaan, maar ek dink dit is 'n uiters geïntegreerde proses om by daai maklike antwoord uit te kom, want as jy hom eers het, gaan jy waarskynlik met hom loop. En as jy hom goed uitgewerk het, gaan hy deel wees van jou jaar. Ons gaan hom skryf daar op my bakkie se windskerm of iemand ergens waar ek hom gedurig sien. So vat vir ons saam en sê, goed, hier is ons in die begin van die jaar, ons het een woord, ons gaan fokus. Wat gaan my help om dit te behou? Vat dit weer vir ons so saam in 'n neutedop, asseblief. Nehemia is 'n pragtige voorbeeld van iemand wat so 'n woord gevat het en hy het uitmuntende resultate behaal. In Nehemia 6 vers 3 lees ons dat hy nie ophou werk het nie, omdat hy besig was om een ding te doen waarop hy gefokus het. Hy het 'n muur gebou en hy het goeie werk gedoen. En as Nehemia net deur te fokus op die muur 'n hele volk kon mobiliseer deur die een woord muur bou, dan wil ek sê, wat 'n krag lê daar nie in elkeen van ons. As ons 'n woord kies vir myself, miskien wil jy dit vir jou gesin doen, miskien wil jy dit vir jou huwelik doen, miskien wil jy dit vir 'n verhouding doen. Wat dit ook al is, kies die woord. En wanneer jy die woord gekies het, gaan leef hom sonder voorbehou, onder alle omstandighede uit en beleef die groei wat dit vir jou bring in jou lewe. As iemand dalk sukkel om 'n woord te kies en hy wil met jou praat, of hy dalk jou hulp inroep om hierdie redigering te doen, as jy nog iets wil sê, sê dit gerus en gee sommer van ons 'n kontaknommer asseblief, Christo. Ek wil niks meer sê nie, maar net dat, ja, mag hierdie jaar vol nuwe woorde wees, wat reën op ons land en op mense en gesinne. As jy my wil kontak, 082-785-1106. Dit is 082-785-1106, Dr. Christo Nodé, en hy het vandag met ons gepraat oor waarop fokus ek, en hy het gesê, kry vir jou een woord, net een woord, fokus hierdie jaar, daardie woord. Baie dankie Christo, tot 'n volgende keer. Willem, wonderlike dag vir jou, totsiens.